Goeiedag, baie welkom by Stellenbosch Gemeente. Is lekker om saam met julle te wees. Dis behoorlik winter hierdie week in Stellenbosch. Ek loop gister een van julle raak wat my vertel hoe jy sukkel om op te kom in die oggend en hoe jou lyf net nie wil saamwerk nie. En ek dink dis baie van ons ervaring. So mag ons hierdie winter maar net eenvoudig omhels en geniet. Dis waar ons is, dis die seisoen waar ons is en mag ons ritmes vind vir die winter en mag ons nuwe gewoontes begin. Ek seker ons is reeds daarmee besig. Vir die van julle wat 'n breek gehad het, ek hoop julle het lekker ontspan en goed gerus. Vir die wat nie het nie, baie sterkte met die voortsleep van hierdie jaar. Hooplik is die breek in net die dorpse ritmes en verkeer daarom ook iets wat die lewe vir jou so bietjie makliker gemaak het. Ons skop weer volgende week ons meeste van ons aktiwiteite af. Die kinderbediening begin weer volgende week. Daar lê 'n hele paar goed voor hierdie kwartaal. Sommige net 'n paar daarvan. Die eerste is iets wat ons gister gedoen het, is 'n stap, as deel van SG se stapgroep. Hierdie is 'n nuwe groep wat so 'n paar weke terug gevorm het. Ons het al 2 stappe gedoen nou. Gister was in Franschhoek, dit was 'n wonderlike dag saam. So vir die van julle wat wil deel word van die stapgroep, kontak ons asseblief. Ons stap elke keer verskillende roetes, as verskillende opsies altans, vir mense wat fiks is en vir mense wat nie so fiks is nie. Maar om meer te weet daarvan, kontak Marissa, dan vertel ons meer van SG se stapgroep, wat elke paar weke 'n nuwe stap gaan aanpak. Dan het ons 'n wynveiling einde van die maand. Ons is regtig dankbaar vir die geleentheid waar ons kan fondse insamel. Ons is dankbaar vir die vrygewigheid van wynmakers, wynversamelaars en ook die van julle wat dit kan ondersteun. So die wynveiling gebeur op die 30ste Julie en ons kort nog so 10 lotte van wyn. So as jy wyn het om te skenk, kontak ons en ons kort deelnemers aan die dag om te kom wyn koop en te kom wyn versamel. Kontak vir Marissa om hierdie geleentheid te ondersteun. Dit is altyd 'n baie lekker kuier, moet ek by sê. Die grootste deel van die aand behels nie die veiling nie, maar 'n saamkuier en dis al by Oorvergawe, so 'n mooi plek met lieflike kos en wyn. So jy is al baie welkom. Dan wil ons jou nooi na die Inspirarie Werkswinkels wat voorlê. Volgende week sal ons meer sê oor die res van die kwartaal se werkswinkels, maar daar's een werkswinkel wat bietjie vroeër afskop. Die lang naweek rondom 9 Augustus maak dit vir ons moeilik vir nou, want ons wil nie die werkswinkels breek met 'n lang naweekie. Maar die 31ste Julie is daar hierdie een werkswinkel wat ons herhaal van Jaco Jooste oor Openbaring. So dis 'n werkswinkel wat vir ons help om te verstaan wat die intensie en die bedoeling is van hierdie wonderlike misterieuse boek. Wat regtig ware ongelooflike klomp wysheid bevat. Jaco gaan in die volgende siklus van Inspirarie gaan hy 'n opvolg doen op die Openbaring werkswinkel. Baie van julle het gevra daarvoor. So ons gaan in die tweede helfte van Augustus 2 Sondae spandeer aan 'n opvolgwerkswinkel oor die res van Openbaring. Maar Jaco gaan die inleidende werkswinkel wat hy reeds laas kwartaal aangebied het, net weer herhaal vir die van julle wat nou wil deel word daarvan. So 6:00 op die 31ste kontak gerus vir Marissa daaroor. Dan wil ons julle net nooi om te dink aan 2 van ons lidmate, Tannie Deleen Botma en ook Tannie Rina van der Linde. Al 2 trek swaar net onder die uitdaging van oud word en elkeen sy unieke kwale, maar dis 2 mense aan wie jy regtig kan dink ook in 'n gebed. Ons gaan so 'n bietjie later uit die boek Efesiërs se teks lees. En Efesiërs het 'n interessante samestelling. Hy bestaan uit hierdie 2 dele. Die eerste 3 hoofstukke van Efesiërs gaan oor 'n verwondering teenoor God en 'n dankbaarheid vir wie hy is en wat hy doen. En dan die tweede gedeelte daag ons uit om te reageer op 'n sekere manier. En ek wil sommer eers met vanoggend 'n lied saam sing of saam luister wat aansluit by die sentiment van Efesiërs wat verwonderd raak oor wie God is wanneer ons sing Great are you Lord. Hierdie lied herinner ons dat dis hy wat aan ons lewe en asem en alles gee. Mag ons vanoggend die woorde van hierdie lied gebruik om ons net weer te herinner om wie God is en wat die geskenk is van hierdie lewe wat ons vandag deel. Kom ons sing hierdie lied saam. You give life,
You are love. You bring light to the darkness. You give hope. You restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. Great are you, Lord. You give life. You are love. You bring light to the darkness. You give hope. You restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Vader, in hierdie koue wintersoggende wanneer die son deur die wolke breek, na die reën, kan ons weer waardeer wat dit beteken dat U die lig is en dat U die lewe is. Wanneer die seisoene kom en gaan, kan ons weer herinner word dat hierdie lewe groter is as ons.
en dat daar veel meer aan die gang is as wat ons lewens op 'n gegeewe oomblik kan demonstreer. Mag ons bewus bly in hierdie tyd van die groter storielyn van hierdie wêreld, van die liefde wat ons nooi om die lewe te omhels en te leef en onsself te gee vir U en vir ander. Mag ons dit regkry om hoop te bou in tye waar ons uitgedaag word om regtig vas te byt en te glo en te vertrou dat U besig is met 'n baie groter plan van verlossing en van versoening, van herstel. En mag dit so wees vir ons elkeen in ons eie lewe ook, dat ons die lig herken en die liefde raak sien. Mag dit ons beweeg om op 'n gepaste manier te reageer met wie ons is in ons lewe. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Vir die van julle wat die reeks gevolg het, gewone liefde, sal weet dat ons in die laaste paar weke probeer verwonderd raak het oor gewone liefde. Ons het mekaar herinner dat op 'n misterieuse, onverklaarbare manier bly dit die medium wat God kies om meestal op te daag in ons lewens. Die gewone liefde van mense met wie ons die lewe deel. Ons het gepraat oor hoe hierdie liefde nodig het om erkenning te kry en hoe gewone liefde erkenning behoort te gee. Ons het gepraat oor hoe liefde ons verruim. Ons het gepraat oor hierdie liefde ons uitdaag om te vergewe. Maar daar's nog een tema van gewone liefde wat ek voel aandag kort, en dis die tema wat ek vandag wil aanspreek. Hierdie tema is universeel, dis kontekstueel en dis antiek. En dis hoekom ons dit vind in die woorde van Efesiërs 4. So gaan die eerste 6 verse van Efesiërs 4 met jou deel, en ek gaan jou nooi om te kyk of jy hierdie tema kan raak sien waaroor ons vandag gaan gesels. Kom ons lees dit saam. Ek druk dit julle op die hart. Ek wat 'n gevangene is omdat ek die Here dien. Laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. Wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig en verdra mekaar in liefde. Lê julle daarop toe om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee het te handhaaf, deur in vrede met mekaar te lewe. Daar is net een liggaam en net een Gees, soos daar net een hoop is waartoe God julle geroep het. Daar is net een geloof, een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal. Hy wat oor almal is, deur almal werk en in almal woon. Ek wonder watter eienskap jy vanoggend sou wou uitlig. Ek wil graag praat oor hierdie uitnodiging in hierdie teks om mekaar te verdra. Verdraagsaamheid. Die woord wat hier gebruik word is die Griekse woord anechomai, en dit beteken to hold oneself up against, that is figuratively, to put up with, to bear with, to endure, to forbear, to suffer. Hierdie definisie van hierdie woordjie verdra en ook die teks wat ons gelees het, gee klaar 2 clues oor hierdie tema. En die eerste is dat verdraagsaamheid so 'n stukkie suffering inhou. Want die oomblik as ek nodig het om te verdra, dan impliseer dit 'n realiteit waar my karakter en wil en ingesteldheid en waardes bots met iemand anders in. En verdra vra vir my om die prentjie wat ek het prys te gee. En soos my jongste altyd sê, kom ons wees nou eerlik, ons klou dikwels vas aan sommige prentjies en ons sukkel om my prentjies prys te gee. So verdraagsaamheid vra vir so 'n stukkie suffering. En die tweede kenmerk wat ek wil hê ons moet vandag so 'n bietjie ondersoek, is die een wat die teks baie duidelik maak wanneer dit praat oor verdra. Dit sê verdra mekaar in liefde. So dis hoe liefde inpas by hierdie verdra. So kom ons bou al twee hierdie konsepte bietjie uit en kom ons begin by hierdie vraag oor
verdraagsaamheid, die suffering wat lê agter verdraagsaamheid. Nou, hierdie uitnodiging om te verdra, lyk so bietjie soos 'n random, is die mooi Engelse woord, kraak is die Afrikaans, so 'n bietjie van 'n random versoek binne hierdie teks. Dis so een van 'n paar dinge wat van ons verwag word in die liefde. Daar's nog tekste wat dit doen, wat so lysie maak van dinge wat ons as gelowiges, as nuwe mense in Christus behoort te beliggaam. Kolossense 3 maak so lysie, 1 Korintiërs 13 maak so lysie, Galasiërs 5 maak so lysie. En die ding met lysies is, hoe meer goed op die lysie, hoe minder raak die relatiewe waarde van elkeen. As jy nou dink aan iemand wat een ding op hulle verjaardaglysie of Kerslysie het, jy's geneig om daai lysie ernstiger op te neem as wanneer iemand 10 goed op 'n verjaardaglysie sit. Die relatiewe waarde van daai 10 goed raak bietjie verlore, né? Dit lyk asof nie een van hulle regtig vreeslik gewig dra nie. Dit herinner my aan 'n storie van vriende van ons wie se dogter 16 jaar oud geword het en toe moet sy kies wat sy vir haar verjaardag wil hê. En toe is die 2 goed op haar lysie, of 'n nuwe Bybel of fake nails. Die relatiewe waarde van 'n nuwe Bybel en fake nails was waar redelik op dieselfde vlak. Maar dit kan wees dat ons dink dat omdat verdraagsaamheid een is van 'n lysie van goed in die verskillende tekste wat ek nou genoem het, dat die relatiewe waarde daarvan dalk so bietjie minder gewig dra. Kan wees dat ons die gevoel kry dat hierdie tema nie so diep gegrond is in soos ander temas binne die teologiese landskapie. Maar die hele uiteensetting van die boek Efesiërs, soos ek dit vroeër genoem het, maak eintlik dat hierdie uitnodiging regtig diep gewortel word in 'n teologiese landskap. Want die eerste 3 hoofstukke van hierdie boek, as jy daardeur gaan blaai, sal jy sien, dit begin by hierdie woorde van dankbaarheid teenoor wie God is en wat God doen, woorde van verwondering vir God se inisiatief. Dan gaan dit oor in 'n herinnering aan Jesus se volgelinge, aan die gelowiges, oor wie hulle is in Christus, oor hulle identiteit. En ook 'n bevestiging van die waarde wat dit hulle gee. En dan gaan dit verder en dit bevestig en bekragtig is eintlik 'n beter woord. Bekragtig die baie besondere, unieke aandeel wat elke gelowige het in hierdie plan wat God het vir die wêreld en die skepping. So dis die eerste deel van die Efesiërs en dan kom die tweede deel wat met hoofstuk 4 begin. En kom sê, hoe lyk 'n gepaste respons op wie God is en wat hy doen? Hoe lyk 'n gepaste respons? En dan gebruik die skrywer hier die woord roeping. Kom haak dit aan die roeping om op 'n sekere manier te leef, dat dit gewig gee aan hierdie roeping van God. En dis 'n manier van leef wat ook 'n teenreaksie is van hoe die meeste mense binne daai tyd sou leef en sou optree. So elke ding op hierdie lysie dra geweldige gewig. Elke ding op hierdie lysie van die liefde in 1 Korintiërs 13 en die vrug van die Gees in Galasiërs 5 en die respons van Kolossense 3 en ook Efesiërs 4 is 'n gepaste reaksie op wie God is en waartoe hy ons nooi. So elkeen van hulle dra regtig gewig, ook verdraagsaamheid. So wat is dit wat hierdie gemeente in Efese nodig gehad het om te verdra? Ons weet nie. Dis 'n unieke ding ook van Efesiërs. Baie van hierdie ander briewe wat Paulus skryf, is geskryf as gevolg van 'n baie unieke konteks wat in daai gemeente plaasgevind het, soos 'n verdeeldheid oor leierskap of
vra oor wat is die gepaste manier om te aanbid of te offer of onsekerheid oor die riglyne vir die nagmaal. Maar die brief van die Efesiërs wys nooit vir ons die spesifieke konteks nie, wat maak dat dit ons nooi om dit regtig die generiese boodskap amper daarvan relevant te maak vir ons eie konteks. So, waar ontmoet verdraagsaamheid jou? Waar ontmoet hierdie uitnodiging om te verdra ons in die tyd waarin ons vandag leef? Wat druk vir jou die knoppies van jou onverdraagsaamheid? Ek dink as ons hierdie vraag antwoord, dan gaan ons waarskynlik die neiging ervaar om so 'n bietjie afstand te bou tussen ons en verdraagsaamheid deur dit toe te pas op die kulturele of politieke of godsdienstige andersheid in die wêreld om ons wat ons voel ons moet verdra. Of dalk is dit vir jou die voorkeur musiek van jou bure, ek weet nie. Maar ek wil jou uitdaag om dit vandag so 'n bietjie nader in jou lyf te bring. Want verdraagsaamheid begins at home. Ons onverdraagsaamheid begin by ons persoonlike en ons intieme verhoudings, in liefdesverhoudings, in huwelike, begin by jou wederhelft, begin by gesin en familie, begin by vriendekring. Is hier waar ons die eerste tekens daarvan ervaar, en dis ook hier waar die kiem van onverdraagsaamheid lê. En ek wil, ons moet vanoggend hierdie kiem probeer ontmasker. En vir mekaar vra, wat lê agter ons onvermoë om mekaar te verdra? En ek dink 'n ongemaklike antwoord op hierdie vraag is dat ons sukkel met verdraagsaamheid omdat ons dikwels ontevrede is met wie en hoe die ander is. Ons voel dikwels ons wil die mense naby aan ons verander. Nie heeltemal happy met hoe jy nou is en wie jy geword het nie. En die vertrekpunt vir hierdie verhoudings is dikwels die probleem. Die vertrekpunt is baie keer dat ons 'n gewellige klomp projeksies maak vanuit ons verwagtinge van die ander. En dat ons, moet ek bysê, onredelike verwagtinge het van ander en daarom onredelike projeksies maak. Ons verwag baie keer van ander aanvaarding, ons verwag erkenning, ons verwag onvoorwaardelike liefde, ons verwag dat hulle ons ten diepste moet ken en moet verstaan. Ons verwag selfs dat hulle ons moet beter maak, ons lewens moet beter maak, dat hulle 'n rol moet speel in ons eie genesing van ons eie verwondheid en ons eie gebrokenheid. En ons leef amper saam met 'n narratief van wat ons verdien, wat ons osself kan toeëien amper binne die verhoudings in ons lewe. En ons dink dat hierdie is maar net 'n normale projeksie en dis die verwagting van normale verhoudings. Maar wat normaal is dikwels 'n prentjie van perfeksie. Dit is 'n prentjie van volmaaktheid, want dis die kondisionering in die wêreld rondom ons, né? Verhoudings lyk so, gesinne lyk so, vriendskappe lyk so. En in die afwesigheid van enige iets normaal, dis asof amper niemand het sulke verhoudings nie, niemand het sulke wonderlike huwelike nie, niemand se gesinne lyk regtig so nie. Geen vriendskap is so onverwaarlik nie. Wat vir ons normaal geword het, is eintlik 'n buitengewone refleksie, 'n buitengewone projeksie. En is veral 'n ontkenning van ons eie gebrokenheid en ons eie verwondheid, wat ons projekteer binne hierdie verhoudings.
So baie keer blameer ons ander, ons blameer liefde, maar ons bevraagteken nooit ons eie definisie van liefde nie. Bevraagteken nie ons verwagting van liefde nie. Soms beleef ons eenvoudig net die gebrokenheid van die lewe saam met ander, eerder as gevolg van ander. En miskien lê die eerste oplossing vir ons probleem van verdraagsaamheid daar, dat ons eie verwagting moet aanpas. Die publieke dimensie hiervan is net so relevant. Agter ons onvermoë om ander mense se kulturele of politieke of godsdienstige perspektiewe te verdra, lê baie keer hierdie gevoel dat hulle moet anders dink, hulle moet anders wees, hulle moet wees soos ek. Dis dieselfde kiem van onverdraagsaamheid. En verdraagsaamheid is suffering, want dit vra regtig van my en jou om iets prys te gee. Ons eie belang, ons eie oortuiging, ons eie wil, ons eie voorkeur, ons eie waarde, ons eie diep gesetelde geloofsperspektief moet ons nou prys gee ter wille van aanvaarding. Ons kort 'n ander vertrekpunt in die skrywer, filosoof Alain de Botton gee dit in 'n gesprek met Christa Tippett op een van die podcasts, en hy sê hier's 'n veel beter definisie van liefde. Hy sê love is a painful, touching attempt by two flawed individuals to try and meet each other's needs in situations of gross uncertainty and ignorance about who they are and who the other person is, but to say to each other, we're going to do our best. Wat 'n verfrissende, amper verbevrydende definisie van liefde is dit nie. Dat ons vertrekpunt van liefde is twee van ons. En 'n ander party ken jy dalk nie eers nie, dis hierdie publieke dimensie of dis vreemdelinge. Maar in ons verhoudings is twee van ons wat albei worstel, albei flawed is, albei gebroken is, albei verwond is in ons lewe. En ons kom na mekaar toe in tye van onsekerheid en van struggle en van seer kry. Ons kom na mekaar toe juis in tye wanneer ons weerloos is, wanneer ons liefde soek. En dan kom verwag ons van mekaar dat die een iets moet gee wat die ander een kan help, kan ondersteun, kan herstel. Maar om vir mekaar te sê, dis waar ons vertrek en dis waar dit begin, en ons gaan gegee dit alles ons beste doen om mekaar te verdra in liefde. En dis omdat die volgende dimensie van verdraagsaamheid, hierdie teks maak dit baie duidelik, dat die tipe liefde, dat dit liefde is wat ons gaan in staat stel om hierdie verdra te kan regkry. Verdra mekaar in liefde, sê die teks. Dit is net liefde wat die vermoë het om ons te laat wegkyk van onsself, van ons eie behoeftes en die belang van iemand anders raak te sien. En die liefde waarvan Paulus hier praat, of die skrywer is nie oortuig dat Paulus hierdie brief geskryf het nie, maar een van sy volgelinge moontlik. Die liefde waarvan hy praat is telkens hierdie liefde wat hulle in Christus leer ken, die agape liefde, die onvoorwaardelike, onselfsugtige, selfopofferende liefde. Dis die 3 woorde wat daai liefde beskryf. Dis hierdie liefde, sê Romeine 5, wat die Gees in ons harte uitstort. Dis hierdie liefde wat vir ons in staat stel om nie voorwaardes te hê nie. En nie ons eie selfbelang eers te stel nie, en onsself te offer, iets van onsself dan te gee. Dit is net hierdie liefde wat dit vir ons moontlik maak om iets prys te gee.
om niks terug te verwag nie, om 'n positiewe gesindheid teenoor die ander hê, eerder as 'n passiewe aggressie. Dis hierdie liefde wat dit vir ons moontlik maak om iemand anders die voordeel van die twyfel te gee as ware. En as jy hulle gesprek sê, laat dit betoon dat die uitdaging is amper om mekaar te benader met dieselfde liefde wat ons wys teenoor kinders. Maar dit het baie keer hierdie karakter van onvoorwaardelikheid en van selfopoffering. Enige kind in jou lewe sal jy weet, daag jou uit om diep te delf en begrip te hê en aanvaarding te hê. As 'n kind na jou toe kom met 'n onredelike opmerking soos ek wil nooit weer met jou praat nie of ek is nie meer lief vir jou nie, dan vat jy dit nie persoonlik en maak 'n deel van jou verwondheid en gaan sulk ergens in 'n hoekie nie. Jy dink, okay, wat gaan regtig hier aan? Wat het hier gebeur? Wat gaan onder die oppervlak aan? Wat gaan agter die skerms aan? Want jy weet, daar's 'n rede waarom die kind dit sê. Hierdie verdraagsaamheid vra van ons 'n soortgelyke gesindheid om te soek vir wat lê agter hierdie woorde. En dis amper hierdie mooi uitdaging van Filippense, wanneer Paulus daar bid en sê, maar mag julle liefde al hoe meer toeneem in begrip en fyn aanvoeling. Dis die uitdaging van liefde. Mag dit toeneem in hierdie tipe van begrip, hierdie tipe van aanvoeling. Want dan gaan julle kan onderskei wat die gepaste respons is hier. Het is interessant dat hierdie teks sê verdra mekaar in liefde, want ek dink dis juist hoe verdraagsaamheid ervaar word, as liefde. Iemand wat nie ontvankend is van my en jou verdraagsaamheid, sê nie, ek word verdra nie. Iemand wat jou verdraagsaamheid beleef dit as liefde. Want dit voel soos aanvaarding. Dit voel soos iemand ontmoet my waar ek is en iemand aanvaar my onvolmaaktheid en my weerloosheid. Verdraagsaamheid voel soos ruimte. Iemand skep ruimte vir my posisie, of my standpunt en my perspektief. Dit voel soos genade, want iemand bevestig my menswees en my waarde. Verdraagsaamheid voel soos liefde. En dis 'n besondere refleksie van wie God is. Dis 'n besonder, 'n gepaste respons op wie God is. En daarom word dit in die res van hierdie teks en ook in ander tekste wat oor verdraagsaamheid praat, onmiddellik dan gelykgestel aan die voorwaarde wat nodig is vir 'n groep mense om in vrede met mekaar te leef. Dit skep die ruimte waarbinne eenheid kan gebeur. Die eenheid in die kerk word gehak aan hierdie uitdaging om te kan verdra. Daai eenheid lei tot vrede. So die afwesigheid van verdraagsaamheid kan ons sien in die wêreld rondom ons. Lei tot diskonneksie en lei tot alles behalwe vrede. En ons sien dit so goed as ons kyk na die politieke onverdraagsaamheid en die kulturele onverdraagsaamheid. En ek worstel baie keer met Christene se respons hierop. Want daar is amper hierdie victim mentaliteit van, hoekom moet ons dit verdra? Hoekom moet ons ander oortuigings en ander benaderings verdra? En ek wonder, wie gee ons die reg om dit nie te doen nie? Wat amper aansluit by Romeine 2 se woorde, julle gaan nie sien, jy luister daarna. Paulus sê, don't you see how wonderfully kind and tolerant and patient God is with you? Does this mean nothing to you? Can't you see that his kindness is intended to turn you from your sin? Dis amper hierdie ervaring van wie God is, hierdie belewenis van sy verdraagsaamheid en sy begrip en sy liefde vir ons, behoort ons te beweeg
om ook so te leef teenoor ander. So die uitnodiging op grond van hierdie roeping om te verdra is eenvoudig dit. En dis nie iets wat jy in 'n sekond of 3 gaan doen nie. Dis iets wat ek jou wil nooi om in hierdie week te doen. Gaan dink diep na oor die uitdaging wat verdraagsaamheid aan jou stel. En begin wyd as jy wil, die uitdaging van verdraagsaamheid in ons politieke realiteit, in ons sosio-ekonomiese werklikheid, kulturele diversiteit, die uitdaging wat hierdie land in ons stel, en bring dit nader aan jou vriendekring, en jou familie, en jou gesin, en jou kinders, as jy het, en jou vrou of man, en gevra jouself af, wat sê my onverdraagsaamheid van my? Nie van hulle nie, maar van my. Wat sê my onverdraagsaamheid van my projeksies, my verwagtinge, my definisie van wat liefde is? En maak 'n voorneme om te verdra in liefde. Maak dit 'n gebed, maak dit 'n fokus, raak meer bewus daarvan. En hooplik kan hierdie lied wat ons nou gaan sing in jou gedagtes amper echo. En hierdie lied wat ons herinner aan hoe merkwaardig God se liefde is, hoe anders dit is, hoe teen die stroom dit is, hoe teen die kultuur dit is. En wanneer hierdie koor net echo, how he loves us. En hy mooi metafoor in hierdie lied wat sê, maar if grace was an ocean, we're all sinking. Mag jy dit ervaar in jouself, dat daar vir jou verdraagsame liefde is. Mag dit jou beweeg om jouself daartoe te verbind. Kom ons luister na hierdie lied. Jealous for me, love's like a hurricane. I am a tree bending beneath the weight of his wind and mercy. When all of a sudden I'm unaware of these afflictions eclipsed by glory, I realize just how beautiful you are and how great your affections are for me. Oh, how he loves us so. Oh, how he loves us. How he loves us so. His portion, he is our prize, drawn to redemption by the grace in his eyes. Grace is an ocean, we're all sinking. So heaven meets earth like a sloppy wet kiss, and my heart turns violently inside in my chest. I don't have time to maintain these regrets when I think about the way he loves us. Oh, how he loves us. Oh, how he loves us. Oh, how he loves. Yeah, he loves us. Oh, how he loves.
Ek kan maar net Paulus se gebed echo wanneer hy sê, mag julle liefde al hoe meer toeneem, in begrip en in fyn aanvoeling, sodat julle kan onderskei wat werklik belangrik is. Amen. Mag ons mekaar verdra in hierdie tye, mag ons leer om in die gemeente dit ook te doen, en mag dit 'n kenmerk word van Stellenbosch gemeente, dat ons ruimte skep vir mekaar. Ons wil jou nooi om by te dra tot ons bediening, tot wat ons doen in SG, deur 'n finansiële bydrae te maak. Baie dankie vir die manier hoe julle gee en dat julle gee. Die belangrike inligting sal ook weer na die geleentheid om te gee met hierdie SnapScan kode sal weer op die skerm verskyn, so kyk gerus daarna en begin deelneem aan hierdie onthou van die wynveiling en van die verswinkels wat voorlê. Volgende Sondag skop ons eredienste weer af. Want dit het reeds hierdie week afgeskop, 10:00 die oggend, en volgende week die verswinkel 6:00 die aand. Hoop ons sien julle daar. Mag julle 'n wonderlike week hê en geniet die winter. Jealous for me. Love's like a hurricane. I am a tree bending beneath the weight of his wind and mercy. When all of a sudden I'm unaware of these afflictions eclipsed by glory, I realize just how beautiful you are and how great your affections are for me. Oh, how he loves us so. Oh, how he loves us. How he loves us so. His portion, he is our prize, drawn to redemption by the grace in his eyes.